Hallo graad 12's, hier is alweer week 2 en dit is nou die Landbou Tech week 2 wat ons nou gaan doen. Ons gaan vandag 'n bietjie kyk na plaasveiligheid. Nou, jy sal onthou met die vorige les het ons gepraat van algemene veiligheid, werkswinkel, brande, allerlei goedjies, maar nou gaan ons spesifiek kyk na sekere goed op die plaas. En een van die goed wat 'n taamlike groot gevaar op die plaas is 'n trekker. Nou mense, ek weet, van julle ry al trekker vandat julle 4 is. Jou pa het vir jou gewys om dit te doen en jy doen dit van nou al, jy doen dit al vir jare. Maar daar is sekere veiligheidsgevare gekoppel aan 'n trekker. Ek het al vir kinders klas gesê waar kinders gesê het, meneer, dit sal nooit met my gebeur nie. Maar onthou, eendag is eendag, dit mag dalk net gebeur. So ons kyk 'n bietjie na standaard trekkerveiligheid. Wat kan gebeur met die rol of omslaan van 'n trekker? Nou, hoe slaan 'n trekker om, hoe rol hy? Jy het dalk teen 'n baie hoë spoed gedraai en die trekker het omgeslaan. Jy het dalk afgery op die skouer van 'n pad waar die trekker ook dan toe nou omgeslaan het, gaan deur kop gegaan het. Miskien toe jy by 'n heuwel of 'n donga opgery het, het die trekker teruggeslaan. Daar kan ook 'n vrag wees wat te hoog was, wat seker maak dat die trekker dan nou basies knak en omslaan. En jy het ook miskien by 'n oprit gegaan en begin afgly, kom ons sê dit was 'n nat area gewees en jy steun die heuwel op en dit begin gly en ook jou vrag was nie reg gelei nie. Nou mense, die eerste ding wat julle asseblief moet onthou van 'n trekker, hoeveel mense mag op 'n trekker klim? 1. Ek hoop van julle sit en kyk nou vir mekaar en sê, hoe is dit net 1? Ons is soos 4 mense op 'n trekker. 1. Die wet sê 1 mens op 'n trekker. Ons praat nou nie van trekkers met toekappe en daai goed nie, ek praat van 'n gewone plaastrekker, daar's 1 mens op. Jy kan nie op die skouer sit van die trekker nie, jy kan nie agter by die man staan en vashou nie, 1 persoon wat hom bestuur en dit is dit. Nou mense, as jy dink aan plaasongelukke, dan gaan jy nou dink, jy sê meneer, dit kan nou baie goed wees. Ou het geval van die leer af. Hy het dalk vir homself seer gemaak terwyl hy gewerk het met die snoeiskerre. Maar daar is een ding wat taamlik groot ongelukke op 'n plaas kan veroorsaak en dit kan nogal lewensgevaarlik wees. En dit is die PTO van 'n trekker, die power take-off. Daar is 'n Afrikaanse naam vir hom, en verskoon maar my uitspraak van hom, dis die kragaftaksom. Kragaftaksom. Ek sukkel om dit te sê, ek gebruik gewoonlik die woord PTO. Onthou mense, PTO is 'n universele naam vir dit. Dit kan nie verkeerd gemerk word in die eksamen nie. Jy hoef nie die Afrikaanse naam te ken nie. Ek weet my Afrikaanse onderwyser kollegas is nou baie kwaad vir my. Gaan my sê, "Ja, meneer Kutse, jy kan nie dit sê nie." Maar PTO werk ook in die eksamen. Dis nog steeds waarna ons kyk. Nou hoekom is 'n PTO so gevaarlik? Nou dit is 'n ding wat baie mense nie na kyk nie. Veral as dit nie 'n cover op het nie. Nou mense, die PTO, ek sal vir julle 'n videoetjie opsit of 'n link insit by dit waar dit vir jou wys wat is 'n PTO cover. Dit is die ding wat die PTO toemaak. Daar's 'n silinder wat draai teen 'n spesifieke spoed en as jy oor dit klim of een van jou kledingstukke, jou hare, jou broekspyp, as dit vasgegryp word, gaan hy PTO vir jou vat en hy gaan vir jou draai. Dit gaan 'n win and spin gedagte wees. Die probleem is net niemand gaan wen nie. Jy kan 'n ledemaat verloor, jy kan ook doodgaan. Afhangende van hoe groot die gevaar is en hoe die ongeluk werk. So hoe werk ons met 'n PTO? Stap nommer 1. Eerstens, jy stop die PTO sodra jy van die trekker afklim. Die PTO moenie loop nie. Onthou, jy klim dalk van die trekker af en 'n ander man sien dit en hy klim oor die PTO. Ongeluk. Jy klim van die trekker af, die PTO loop, daar kom 'n dier in. Ongeluk. Dit gaan gebeur. Dan moet jy seker maak al die veiligheidsskerms is op plek en dat dit heel is. Mense, as daar nie 'n PTO veiligheidsskerm is en iets gebeur, dan is jy verantwoordelik. Jy moet seker maak dat daai skerm reg is en veilig is en heel is. Dit help jy sit 'n stikkende ding op en probeer vir die mense vertel dat dit gewerk het. Kom nou. Dat gaan nie werk nie. Nog 'n ding, jou klere moet asseblief nie los hang nie. Dit moet nie so wees dat jou broek 6 sizes te groot is en nou klim jy met jou broekspyp oor of hy hak in en hy ruk vir jou in nie. Dis gevaarlik. Probeer jou klere dra wat pas. Nou nie form-fitting wees of tight-fit wees nie, maar dit moet ten minste iets wees wat vir jou pas. Nie waar jy die mou hoef op te rol of daai goed het.
moet nooit bo 'n PTO klim nie. Jy klim nie oor 'n PTO nie, nee. Moet dit nie doen nie, dit is verby, jy doen dit nie. Vir alles hy anders, glad 'n gehele alie, bly weg van hom af. Gebruik altyd die PTO vir die masjien wat jy wil aandryf. Moet nooit die PTO van een masjien op 'n ander masjien gebruik. Met ander woorde, die PTO van die spesifieke masjien moet pas op die PTO van die ander een. Jy gaan nie sommer mix and match paarte speel nie. Die goed moet reg gekoppel wees. En dan maak ook seker dat die trekker reg geposisioneer is wanneer jy die PTO opkoppel. Want daar kan ook 'n fout kom. As jy dink die ding is gekoppel en as jy hom staat, skiet hy af of iets breek los. Jy kan nie dit doen nie. Alright. Hulle sal vir julle ook in julle notas van julle handboeke wat julle het, vir julle foto's wys van PTO's. Hulle vra gewoonlik in die eksamen sketse van PTO's, weet maar wat dit is, weet waar elke deeltjie is. Dit is by die PTO sketsie in jou handboek. Nou, hoe voorkom ons 'n ongeluk van PTO's? Maak asseblief seker dat geen persoon agter jou is nie, veral by PTO's en by trekkers en by implemente. Niks of niemand agter jou nie. Daar moet nie kinders speel en daar moet nie honde wees nie. Niks agter jou nie. Gebruik ook die noodrem wanneer jy die trekker laat stil staan, trek jy handbriek op, hy begin dadelik loop en jy besef dit dalk nie. En nog 'n ding, sit altyd jou radkas in neutraal wanneer die trekker stil staan of wanneer jy nou nie spesifiek iets moet doen nie. Moenie die trekker in 'n rad los nie. Jou voet kan dalk net glip of iets kan verkeerd gaan en dan kry jy 'n ongeluk. Nou, een van die ander dinge wat julle ook in ag moet of in gedagte moet hou, is wanneer ons trekkers vervoer. Nou, wat beteken dit? Wanneer ek 'n trekker dalk laai op 'n lorry en ek vat hom na John Deere toe om reggemaak te word. Klomp van my John Deere ventjies is nou baie kwaad en John Deere's breek mos nie.